Kinders is onder in die kerksaal saam met oom Carolus in Lente en hulle geniet dit baie. Ek sien hulle is besig om al hoe meer hoërskoolkinders te trek vir die geleentheid. So as mense daar op die foto sien, dan sien ons hierdie groot groep hier agter wat lekker groot kinders is wat ook deel het in die opwinding van oom Carolus in Lente wat daar kuier in die saal. Maar ons dink hulle geniet dit baie en ons is baie dankbaar dat hulle ook op so 'n manier meer van die Here kan leer en van sy liefde. Hier in die kerk is ons besig om te probeer verdeeldheid, 'n stok in die wiel wees vir verdeeldheid, om dit te ontwrig. En is eintlik baie lekker om daaroor te dink, hoe kan 'n mens waar verdeeldheid gesaai word, hoe kan 'n mens 'n teenvoeter wees daarvoor, en juis mense bymekaar kry in eenheid,
onder mense bring, dat al hierdie dinge wat daar op die skerm staan, dat dit ons nie van mekaar skei en onderskei nie en indryf tussen ons en mure nie, maar dat ons regtig brûe kan bou na mekaar en saam met mekaar. Ons is in hierdie Pinksterweek besig om te praat oor hierdie 6 temas. Daar is een meer. Die VG Kerk hou al van donderdag aand af hou hulle Pinkster reeks. So hulle is besig met dieselfde dinge as ons, maar hulle is nou vir 10 dae gaan hulle is hulle besig met die reeks. So ek is opgewonde om dit te weet en ek weet Dominee Janine het 'n handvol om elke aand dan ook reg te wees en hulle het kore wat elke aand sing, so dis lekker om te dink dat terwyl ons hier in hierdie gebou is, dan is die VG Kerk ook in die VG Kerk se gebou besig met soortgelyke gedagtes as ons. Sondag het ons gehoor dat ons nie magteloos is teenoor verdeeldheid nie, dat daar 'n drang in ons is wat ons dring, 'n dryfveer, en dit is die liefde van die Here self wat in ons uitgestort is. En daai liefde lê daarin dat ons besef dat een vir almal gesterf het. Dat die Here Jesus Christus werklik vir elkeen van julle aan die kruis gesterf het en dat wanneer 'n mens besef dat dit nie net vir my is nie, maar vir almal, dan bind dit ons aan mekaar. Dan deurbreek dit die verdeeldheid tussen ons. As ons weet ons is in dieselfde bootjie. Ons het almal genade nodig en in sy groot liefde het die Here dit aan ons bewys. Maandag het ons gesê dat hierdie heilige liefde van die Here deur sy Gees in ons harte uitgestort is. Met die Pinkster, aanbreek van Pinkster het Jesus die wêreld, die mensdom gedoop met sy Gees. Sy Gees is uitgestort en daardie Gees van die Here bring sy heilige liefde in ons lewe in. Die God is heilig en hy sê wees julle heilig. En daardeur bedoel hy dat ons daardie selfde deernis, liefde, getrouheid omgee wat hy aan ons bewys, dat ons dit ook aan mekaar sal bewys. En Dinsdag aand het ons gepraat oor dit wat 'n hindernis is vir eenheid, wat eintlik verdeeldheid in die hand werk, is wanneer ons nie in die spieël van die Here kan kyk en raak sien dat ons het egos en ons het trots en ons dink van kleins af dat ons die middelpunt van die lewe is. En dis eintlik geweldig bevrydend om te weet die druk is nie so groot op jou nie. Jy is nie die middelpunt van die wêreld nie. Jy kan ontspan, die Here is. Dis die Here wat groot is en God is. En wat ons kan doen is om hom toe te laat om dit te wees. En daarom toe te laat dat die Here ons met dieselfde nederigheid waarmee Jesus ons lewens kom aanraak het, dat die Heilige Gees ons aanraak en dat ons van ons trone kan afklim en sê dit is heeltemal reg. Ek hoef nie altyd reg te wees nie, ek hoef nie altyd te wen nie. Dit beteken nie ek is swak en ruggraatloos en lamlendig nie, nee, inteendeel. In die Here is ons sterk, maar ons is sterk vir die regte goed, nie vir ons eie ek en ons eie geregtigheid nie. Nou as 'n mens daai dinge op die skerm sien, dan wonder 'n mens nou waarom sukkel ons dan? As al hierdie genade oor ons uitgestort word en die Here met hierdie heilige liefde in ons lewe is en die Heilige Gees ons bemagtig, ons help om hierdie mense te wees wat ons trots kan kruisig en met die Gees se bemagtigende nederigheid oop wees vir die Here wat deur ons werk. Waarom geluk eenheid in die kerk nie, tussen gelowiges nie? En waaroor ons dan vanaand gaan praat is dat daar in ons lewe nog dinge is wat ons baie keer miskyk. En dit is waarom ons praat vanaand van die Trojaanse perd. Baie van julle ken die storie, die legende van die Grieke, dat daar 'n prins was van Troje, die stad Troje. Daar was so onlangs 'n film gewees. Ek was baie opgewonde, ek geniet sulke films waar dit sulke soldate is en oudtydse perde maar in elk geval die stad Troje het 'n prins wat 'n verhouding aangeknoop het met die koning van Sparta se vrou, Helen. En hy het haar glad nie onder dwang nie, sy het gewillig met hom saamgegaan terug na sy stad toe, maar daardeur het die koning van die Spartane die hele Griekse gemeenskap met al hulle verpligtinge teenoor mekaar opgeroep om saam met hom oorlog te voer teen die stad Troje. En hulle het hard probeer om die stad in te neem, hulle het nie daarin geslaag nie, so lui die legende. En toe het een van hulle hierdie plan gemaak en gesê, maar kom ons onttrek.
En hulle het teruggegaan na hulle boodskepe toe en hulle het hierdie perd gebou uit hout uit. En dit het hulle die nag tot voor die stad se poort gestoot en al hierdie Griekse soldate is terug na hulle skepe toe en die mense van Troje het gesien hoe vertrek die skepe, hoe seil hulle weg deur die dag. En die nag staan die perd toe buite die stadsmure, hulle is bewus van die teenwoordigheid daar voor die stadspoort, hierdie groote ding. En die volgende dag toe bevestig die verspieders, nee, maar die Grieke is regtig weg en hier staan hierdie perd. En hulle het aanvaar dat dit 'n simbool van die Grieke, daar is nou baie ander stories rondom dit, om vir hulle te sê ons onttrek, maar ons bied hierdie geskenk aan julle as 'n simbool van vrede, dat ons bied dit as 'n gebaar van vrede vir julle. En eers was hulle baie skepties oor die perd, maar die perd is stil en die perd kan niks doen nie, is 'n houtperd. En hulle besluit toe maar hulle gaan die poorte oopmaak, hulle sleep die perd gou binne toe en hulle maak die poorte toe en daar is die perd binne die stad. In die nag toe klim daar 40 Griekse soldate uit daai perd uit. En hulle maak die poorte oop vir die vloot wat intussen in die nag omgedraai het en teruggeseil het en weer gemasseer het tot by die mure van Troje en toe die stadspoort oopgaan, toe storm hulle in en so lei die legende neem hulle dan die stad toe in, nadat hulle vir jare oënskynlik dit nie kon regkry nie. In die rekenaarwêreld word hierdie Trojaanse perd ook gebruik en dan is dit 'n virus. Dan is dit 'n virus wat so werk dat jy dink is 'n onskuldige virus of 'n program, iets wat 'n lekker speletjie of is dalk sagte ware wat jy kan gebruik en jy laai dit af op jou rekenaar of op jou foon. Net soos die mense van Troje wat die poorte oopgemaak het en die perd ingebring het. En dan in die nag, een of ander tyd dan aktiveer daai virus en dan doen hy 'n klomp slegte goed op jou rekenaar. Van daai virusse steel jou data, hulle enkodeer dit en dan moet jy losprys betaal om dit los te kry. Party vernietig dit dood eenvoudig net om moeilikheid te maak. Party kry so toegang tot jou rekenaar of jou foon dat hulle in dit kan werk. Daar's baie goed wat hulle doen. As hulle dit kan doen, jou bankbesonderhede steel, jou geld steel. Hulle of dalk is dit die een wat die deur gaan oopmaak, die soldate in die perd, sodat die eintlike virus deur daai een kan inkom. Die Trojaanse perd gedagte is nie altyd negatief nie, want baie keer het 'n mens so wyse manier nodig om by iemand 'n boodskap tuis te bring. En daar dink ek nou aan 2 Samuel 11 aan Dawid, en dit is die prentjies daar aan die linkerkant onder van Dawid wat daar by die paleis staan en hy sien vir 'n pragtige vrou daar in die verte. En die regterkant prentjie daaronder is die konfrontasie wat Nathan met Dawid het. En Nathan gebruik amper so 'n Trojaanse perd met 'n storie wat hy vir Dawid vertel. En hy sê vir Dawid, koning, daar was 2 manne wat langs mekaar gebly, die een was baie ryk en die ander was baie arm. En die arme man het 'n pragtige ooilam gehad wat hy vreeslik vertroetel het en mooi opgepas het. En op 'n dag het die ryk buurman gaste gekry. Hy het baie beeste en skape gehad. Maar toe die gaste kom, toe ontsien hy om sy eie goed te slag. En hy slag die bok, die lam van die buurman. En toe Dawid so na Nathan luister en Nathan vertel dit vir hom vir die waarheid, het hy baie ontsteld geraak, baie kwaad geraak. En hy sê koning en hy sê vir Nathan, daai man sal dood. En hy sal 4 keer teruggee vir daai arme man wat hy van hom gevat het. En toe sê Nathan vir Dawid, jy is die man. Jy is die man. So op 'n manier het Nathan ook so 'n Trojaanse perd, die storie was sy perd, waarmee hy binne Dawid gekom het. En sonder dat Dawid besef het, het hy sy poort oopgemaak, het hy Nathan se storie ingenooi, en nooit besef dat die storie is eintlik 'n bedreiging vir hom. Vir hom wat gedink het dat alles is 'n geheim, niemand weet van sy buiteegtelike verhouding met een van sy groot soldate nie, dat hy vir Batseba gesien het die laatmiddag en aangetrokke eintlik haar begeer het, daar genooi het paleis toe met haar gemeenskap gehad het, 'n kind by haar verwek het, besef het nou is haar moeilikheid, dit gaan die lappe kom en op
2 maniere. Eers moes nou vir Uria teruggenooi van die slagveld af, dat hy by sy vrou kan slaap, dat die wêreld moet dink is sy kind, en toe hy sê nee, hy's 'n loyale soldaat, sy troepe is daar voor op die front, hy kan nie nou by sy vrou gaan kuier nie. Hy is nou hier, die koning om het ontbied, maar môre gaan hy terug. En dat Dawid toe in daai begeerte om homself te beskerm, en dis hoe verskriklik dit raak, as 'n mens toegee aan jou luste, dat dit sneeubal, absoluut, en hoe hy hardvogtig en berekend vir Uria in die voorste linies van 'n geweldige stryd laat plaas. En as 'n mens die terugvoer kry van die soldate daar, dan laat weet die een wat in bevel is van hulle almal, dan sê hy vir die boodskapper, gaan sê vir Dawid, ons het groot verliese gely. Maar moenie bekommerd wees nie, Dawid sal nie so ontsteld wees daaroor nie. Al wat hy wil hoor is Uria is dood. En dan dink 'n mens, is dit nie verskriklik dat een mens wat homself nie kan beheer nie, dat hy uiteindelik aanleiding gee tot soveel mense se dood en so hardvogtig is, en dat Dawid se woorde oor die ryk man is, dat hy hom nie jammer gekry het, die arme man nie. En dit sê die Here vir hom ook, as die Here op dit reageer, en sê, Dawid, wat ek jou kwaadlik neem, is wat ek vir jou alles gedoen het, en hoe ek vir jou voorsien het, en dat jy nie jammer gekry het, dat jy so hardvogtig was, terwyl jy soveel liefde en ontferming van my ontvang het. Voordat ons gaan saam lees uit die teksgedeeltes vir vanaand, wil ek vra, kom ons buig die hoofde saam en dan raak ons saamstil. Hemelse Vader, ons wil die psalmskrywer se woorde bevestig en sê dit is vir ons goed om in U teenwoordigheid te wees, so bewustelik, hier binne 'n gebou wat afgesonder is vir U. 'n Gebou wat so baie tye in die dag leeg staan. En dan besef 'n mens, maar daarom is dit so 'n wonderlike simbool van aanbidding. Dat al die mense in die dorp weet, wanneer ons by die kerkgeboue van ons dorp verbygaan, dit is plekke waar ons by mekaar kom om U te ontmoet. Met 'n verwagting dat U woord oopgemaak gaan word, dat daar iets gelees gaan word, en dat U deur die woord en deur die Gees ons gestigte gaan laat sien, en drome gaan laat droom, en woorde gaan laat kry wat ons gedagtes en ons wêreld ruim en oopmaak. Here, dankie dat ons die vrymoedigheid het om na U te kom, terwyl ons baie keer ontdek wie ons is. Dat ons weet ons is mens, ons is sondig, ons is swak en nietig. Ons wil graag groot wees, en daarvoor kan ons U roem dat U ons so wonderlik gemaak het dat ons dit kan wees. Maar terselfdertyd weet ons ook dat ons eintlik niks is nie. En so maklik toegee aan die kwaad. Mekaar so maklik seermaak. Dankie dat U ons help om met mekaar oor die weg te kom en mekaar lief te hê. En mekaar te sien sonder vooroordele. En te weet dat daar is hoop vir ons. Nie net hier en nou nie, maar ook vir altyd. Wanneer U weer kom veral. Dankie dat ons saam met U op weg kan wees, ook in hierdie Pinkstertyd. Dat ons herinner kan word daaraan, dat 2000 jaar gelede, min of meer, iets wonderliks in hierdie wêreld gebeur het, wat dit vir altyd verander het. Dat U weer nuut begin skep het, deur die Seun Jesus Christus. En dat hierdie skepingswerk net voortgaan in die Heilige Gees. Ons wag op U, Here. Amen. Handelinge 2 het ek gisteraand gesê, hou ons heeltyd by, omdat dit ons herinner aan hierdie grootse gebeure van die uitstorting van die Heilige Gees. So hierdie teks ken julle al seker uit julle kop uit. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Dis al die volgelinge van Jesus, hulle het die boodskap gekry, hulle moet wag tot die gawe wat die Vader beloof het kom, en hulle wag daarvoor. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. Ons het dit nou die dag gehoor, hoe klink dit? En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel, en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees dit aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel
in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons dan vir hulle praat in die taal waarmee ons groot geword het? Dit moes wonderlik gewees het vir mense om altyd vreemd in Jerusalem te hoor, hier is 'n taal wat myne is. 1 Korintiërs 1, ons gaan so 'n paar tekste lees uit die brief van die Korintiërs. 1 Korintiërs 1, let net op die identiteit van hierdie mense aan wie Paulus skryf. Hy sê hy self is 'n geroepe heilige, 'n geroepe apostel van die Here. En hy sê hy skryf van die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God. Ons het dit nou die aand gehoor, dat die Heilige Gees heilig ons. Hulle is mense wat geheilig is deur God. Geroepe heiliges. 2 keer sê Paulus dit vir hulle. Saam met almal wat op elke plek in die wêreld die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here. Dis wie hulle is. Geroepe heiliges. Maar in dieselfde hoofstuk sê hy vir hulle, ek pleit by julle broers en dan susters, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. En wat hy sê, hy het van klose mense gehoor dat daar rusie onder hulle is. En julle ken daai een, ek is vir Apollos, ek is vir Paulus, ek is vir Jesus, baie vroom, dat hulle groepe vorm rondom van hierdie geestelike leiers en dan onder die Here self. En dit in dieselfde hoofstuk as wat hy nou net gesê het, julle word geheilig, julle is geheiligder, julle is geroepe heiliges van die Here. Bietjie verder aan in Korintiërs 3 sê hy, weet julle nie dat julle tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Dit het ons ook gehoor, dat God sy Gees in Pinkstertyd uitgestort het in ons harte, vir ons gegee is, en daarmee saam sy heilige liefde, wat ons dring om sy geroepe heiliges te wees. Nog verder in 1 Korintiërs 5, so 'n paar hoofstukke verder, kan julle dit glo? Heilige geroepenis, mense wat weet dat die Heilige Gees in hulle woon, en nou sê Paulus vir hulle in hierdie hoofstuk, 'n mens hoor werklik waar van onsedelikheid onder julle, en dan 'n soort seksuele losbandigheid wat selfs nie onder die heidene geduld word nie, dat 'n man met sy pa se vrou saamleef, sy stiefma. Tog is julle steeds hoogmoedig. Moes julle nie eerder treur en toesien dat hy wat hierdie daad gepleeg het uit julle midde verwyder word nie. Vers 6 sê hy vir hulle, weet julle dan nie dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele mengsel deursuur nie. Kolossense, dis ons ander teksgedeelte vir vanaand 3, wat baie soortgelyke gedagtes het as die Korintiërs teks. En hy begin weer in Kolossense 3 om vir hulle te bevestig hulle identiteit. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God is. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe saam met Christus verborge in God. En wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Paulus skryf aan hierdie gemeente in Kolosse en van hoofstuk 1 af, vertel hy vir hulle, herinner hy vir hulle aan die grootsheid van die Here Jesus Christus. En dan help hulle om weer te onthou hoe Jesus hom losgemaak het, soos Filippense sê, in ons wêreld ingedaal het, hoe hy gelei het, hoe hy in hulle plek aan die kruis gesterf het, hoe hy daar neergedaal het in die graf, en hulle saam met hom het die sonde afgesterf, die mag van die sonde, die mag van die dood, en saam met hom het hulle opgestaan uit die doodheid, asof hulle self daar was. En hier herinner hulle daaraan, julle het saam met hom gesterf, saam met hom lewe julle, verborge in God, julle is binne God toegevou. En wanneer hy verskyn, sê julle saam met hom in sy heerlikheid verskyn. Maar dan sê hy vir hulle, daarom, omdat dit waar is van julle, moet julle daardie deel van julle, wat op die aardse gerig is, doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, ook gierigheid, wat afgodediens is. As gevolg van sulke dinge kom die toorn van God oor die seuns van ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae. Woede, driftigheid,
kwaadwilligheid, lastering, onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie. En nou herinner hy die gemeente in Kolosse dat dit wat gebeur het wanneer jy saam met Christus sterf en hulle is gedoop in sy dood en hulle het opgestaan in sy opstanding. Sê vir hulle, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het, afgesterf het. Hy gebruik die beeld van klere. Jy trek die ou klere uit, dit was jou identiteit, dit was wie jy was, nou trek jy dit uit en jy trek die nuwe mens aan. Die nuwe mens in Christus, wat tot volle kennis en na die beeld van sy skepper vernuwe word. Ons het gepraat oor die Gees wat ons al meer die beeld van Christus laat vertoon. Dat God se heilige liefde al meer deel van ons lewe in ons wêreld word. En hy sê vir hulle, hy gebruik hierdie metafoor van trek uit die ou mens sy gewoontes en trek die nuwe mens aan, wat in Jesus Christus en onder leiding van die Heilige Gees lewe. By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnede of onbesnede, barbaar of skiteer, slaaf of vry persoon nie. Maar in die nuwe mens is Christus alles en in almal. So die grense, die mure wat daar tussen mense getrek word, tussen verskillende groeperinge, Griek of Jood, mense wat deel is van die geloofsgemeenskap besny of nie dit is nie, onbesny, barbare wat meer in die suide was of die skiteers meer in die noorde van die bekende wêreld, mense wat slawe is of mense wat vry is. Jy sien dit nie meer raak. Dis nie meer voor as jy na mense kyk nie. Wanneer ons na mekaar kyk, is dit wat die belangrikste is Christus is in ons as gelowiges. Christus is alles vir ons en hy is in almal van ons. Ons dink baie keer in die wêreld waarin ek groot geword het, was dit baie keer hierdie groot gevare wat ons bedreig het en waarteen ons gemobiliseer is, waarteen ons gewaarsku is. Dit het ons baie gedissiplineerd gemaak en ons het regtig ons heeltyd voorberei as jong Suid-Afrikaners op al die bedreigings wat van buite af na ons toe kom. Sekularisasie, politiek, ander godsdienste wat ons bedreig. Dalk mense wat die nuwe regering vorm en wat ons as gelowiges gaan vervolg. En so was al klomp groot goed wat van buite af vir ons bedreig het en waarteen ons mekaar gewaarsku het en ook bedreig gevoel het. Maar as 'n mens die Nuwe Testament gaan lees, dan kom ons agter dat Paulus en die Here se mense wat skryf in die Bybel, dat hulle baie keer nie vir ons waarsku oor die groot dinge wat van buite af kom nie. Maar hulle praat met ons oor die goed wat tussen ons is, onder ons is, binne ons is. En daar in die onderkant op die skerm staan dit daar, heiligheid is die wag wat eenheid beskerm. En dit moet ons nooit onderskat nie. Ons weet dit heimlik, dat wanneer mense na in God lewe, wanneer mense toelaat dat die Heilige Gees hulle lewens kom vul met die heilige liefde van God, wanneer mense reageer op God, dan word eenheid bewaar. Dan word verdeeldheid ontwrig. En daarom ontstel dit 'n mens as jy in die kerk ervaar dat wanneer ons praat oor bedreigings, dat 'n mens juis nie dit ervaar in die manier waarop ons met mekaar as gelowiges praat. Dat 'n mens nie die ervaring kry dat heiligheid is in die gesprek. Dat God is hier teenwoordig. Ons praat stadig en ons praat sag, want ons weet ons is mens, ons is klein, ons het nie die antwoorde nie. Ons soek na die antwoord van die Here. Ons wag op die Here terwyl ons besig is met mekaar. En vanaand voel dit vir my regtig asof die twee jong manne, Boemlani en Dominee Mikael, asof hulle regtig profeties met ons praat. Asof hulle jong mense is wat saam gaan sit het en dink het oor hulle land, Suid-Afrika, en oor die mense van ons land. En dat hulle amper vir ons probeer help deur te sê, as ons nou Ou Testament profete was, en ons moes vir die koning gaan raad gee, en die koning wys op die omstandighede waarin die mense is van die land, dan is dit die dinge wat ons raak sien. En hulle sê dit vanuit die woord uit,
wat hulle in hierdie gedeeltes wat ons ook gelees het raak sien. Hulle sê die Bybel waarsku gemeentes deurgaans oor 'n meer onmiddellike gevaar binne. En dit hoor ons in hierdie teksgedeeltes. Hulle sê wat hulle sien is dat die gemeentes word gewaarsku teen sonde wat geduld word. En ons is nie terug by wettisisme nie, waar ons heeltyd besig is om net te vra wat is reg en verkeerd, want ons moet heeltyd die Here tevrede stel nie. Maar dit gaan oor nie heilige dinge nie. Dat 'n mens besig is met dinge wat nie herinner aan die teenwoordigheid van God nie. En 'n paar daarvan het ons nou gehoor in die tekste wat ons gelees het. Dat verdeeldheid verskoon word. Dat die gemeente van Korinthe vir mekaar later sê, weet dit is nou maar kom ons behou net die vrede. Die wat vir Apollos is, wees by Apollos. Die wat vir Paulus is, wees net by Paulus, en die wat vir die Here is, julle kan maar enige van daai groepe bywoon, want julle is heeltyd eintlik by die Here Jesus Christus. Is dit 'n goeie ding om te sê dit is maar reg so dat ons verdeeld is? En die twee jong manne vra daaroor. Dat ons doen dit, maar is dit wat ons moet doen? Dat 'n mens skynheiligheid ignoreer. Dat mens skynheiligheid ignoreer. Ons weet Johannes die Doper was in daai opsig baie rof. Hy het sommer vir daai tempelmense wat by hom kom luister het wat is hier aan die gang by die Jordaanrivier, het hy sommer reguit gesê wat hy dink van hulle, dat hulle skynheilig is, dat hulle wit gepluisterde grafte is. En wat hulle ook sê as jong Suid-Afrikaners, al twee het gesê dat hulle is na 94 gebore, is dat hulle ervaar regtig dat die ding van rasse is 'n probleem vir die kerk, is 'n probleem vir gelowiges. En Pumlani is in die VG Kerk, en die van julle wat dalk jonger is, die VG Kerk, die Verenigde Gereformeerde Kerk, is reeds 'n saamgevoegde kerk tussen die ou sendingkerk wat grootliks 'n bruin kerk was, en die ou NG Kerk in Afrika wat die kerk, die NG Kerk onder swart lidmate was. So daai twee, die bruin en die swart deel van die NG Kerk het reeds by mekaar gekom. Maar Mpulani wat in daai kerk 'n lidmaat is, sê ons sukkel met rasisme. Ons sukkel tussen bruin en swart met om regtig mekaar te sien net deur die bril van Jesus Christus. En hulle sê daai 4 dinge sien hulle in die woord. Hulle sien dat Jood en Griek was 'n probleem in die Bybel ook gewees. Mense wat barbare is in die suide teenoor die meer op geleerde mense seker in die noorde. Mense wat slawe is, mense wat vry is. Hierdie onderskeid wat daar is. Hulle sê meer as 70% van ons mense in Suid-Afrika bely dat ons Christen is, dat ons gelowiges is. Dit beteken dat ons het regtig nie tekort aan kerke nie. In Piketberg het ek gehoor dat daar 52 denominasies is in ons gemeenskap. So dis almal wat sê ons is Christene, maar ons kry dit nie reg om saam te wees nie. Ons verdeel en dan maak ons eie kerke. Daar's nie 'n tekort aan Bybels nie. Daar's nie 'n tekort aan mense wat op Sondag weet ons gaan nou kerk toe saam nie. Dit word 'n tekort. Ons kan daaroor ook praat. Hulle twee sê wat hulle dink ons land nodig het is geloofwaardige getuies. Mense na wie jy kan kyk en weet daardie mens, daardie man, daardie vrou, daardie kind wandel saam met die Here. Daardie mens is bewus daarvan dat hulle bewustelik lewe in die teenwoordigheid van God. En wat toelaat dat die Here daai ding doen wat ons gisteraand oor gepraat het. Hulle laat afklim van hulle eie troon en die eie ek laat kruisig, die trots in hulle. Hulle twee sê dat ons land het sulke mense nodig. Ons kan 'n klomp geboue hê, ons kan 'n klomp gemeentes hê, ons kan klomp Bybels uitdeel. Maar waar die land behoefte het, is geloofwaardige getuies, gelowiges, mense van die Here. In Kolossense 3 sien ons dit, dat Paulus hulle herinner daaraan en hulle sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, en daai as wil ek mee beklei, ek wil sê, maar Paulus, hulle is mos. En dan sê Paulus, ek wil nou soos Jakobus oor dit praat en sê, ja, jy sê jy is gelowig,
Maar as jy gelowig is, waarom lyk jou lewe nie so nie? As jy 'n lidmaat is van die gemeente van Kolosse of van Korinte, dan is ons hier in 'n stad wat nie dit maklik vir ons maak om kinders van die Here te wees nie. En dit help glad nie ons getuienis as ons nog boonop erger aangaan en meer onrein is as die mense van die stad nie. Streef na dit wat daarbo is. En hy bedoel nie daardeur be so heavenly minded that you are of no earthly use nie. Dis nie wat Paulus bedoel nie. Maar wat hy sê is dat die een wat gesterf het en saam met wie ons gesterf het en een wat opgestaan het en saam met wie ons opgestaan het uit die dood van sonde. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God. En daarom terwyl ek elke dag besig is met pype regmaak of met karwas of besig is om met mense te gesels of voorberei of waarmee ek elke dag besig is, dat ek nie vasgevang sal raak in die dinge van hierdie lewe nie, maar dat my kop heeltyd net sal soos die Engels sê incheck daar in die hemel, waar die Here Jesus in die regterhand van God sit. Dat ek heeltyd sal weet, ja, ek is besig met al hierdie goed en ek moet dit doen en ek is besig met my familie en ek moet hoor hoe met die kinders gaan. Maar heeltyd in my agterkop weet ek is eintlik behoort ek aan die Here in die hemel. En eendag gaan ons saam met hom verheerlik word wanneer hy kom. En dit bepaal daarom ons hele lewe. Die manier hoe ek die pype regmaak, die manier hoe ek die kar was, die manier hoe ek praat met die mense om my. Die dinge van hierdie wêreld weet ek gaan verbygaan. En daarom is my gedagtes by die dinge daarbo waar Christus is, aan die regterhand van God. Bedink die dinge daarbo, sê Paulus, nie die dinge op die aarde nie. En dan bedoel hy die dinge van die vlees. Dat my koppie heeltyd vol sal wees van wellus en begeertes en bevrediging en is mos nou niks so lekker as om te dink oor kos nie. Of om mense te nooi vir ete en om saam om 'n tafel te sit en te kuier en te gesels. Daai dinge is glad nie verkeerd nie. Dis die wêreld waarin ons is, die Here het dit gemaak, is mooi, is goed. Maar dat ons nie daarin opgaan nie, dat dit nie my identiteit bepaal volledig nie. Natuurlik kan ek 'n kok wees, natuurlik kan ek iemand wees wat mense vermaak. Daar's so baie dinge waarmee mense die lewe vir mekaar kan mooi maak. Maar dat ek heeltyd verbind sal wees, dat die sein oop is, die lyn is oop, na die Here wat aan die regterhand van die Vader sit. Dat ek weet, dit is eintlik die manier waarop ek geanker is. Dit dra my deur alles. As ek 'n boodskap kry van siekte of wat ook al, dis nie die einde van die wêreld nie, want ek is geanker buite hierdie wêreld, in die Here self. Julle het immers gesterf en julle lewe saam met Christus verborge in God. Daarom moet julle daardie deel van julle, en hy sê daar is sulke dele van ons. Ons is nie skielik engele as die Here sy gees in ons lewens uitstort nie. Ons is nie onmiddellik bevry van die versoekinge van hierdie wêreld nie. El Divo se manne lyk mooi, né? Het gesê, dis 'n mooi man daai. Mag 'n mens dit sê. En vir ons mans lyk julle vrouens regtig baie mooi. Maar dat 'n mens sal weet, ek gaan nie daarin op nie. Ek het 'n vrou, my pa het sy vrou. Ek hoef nie my pa se vrou nie eers dink daaraan nie. Dat 'n mens glad nie daar gaan nie. Dat ek nie wonder hoe is dit om sonder Here te lewe en onrein te wees. En saam met die varke die pele van die varke te eet nie. Maar dat ek in my pa se huis sal bly. Dat ek toe sal laat dat daai dinge wat daar staan, onsedelikheid, onreinheid, wel 'n slegte begeertes, gierigheid wat afgodediens is. Dat ek sal weet, maar dit help my nie in hierdie verhouding waarin ek staan met die Here Jesus wat in die hemel is nie. Dit kan met my gebeur. Dit kan met my gebeur. En dit is die gevaarlikste ding dat 'n mens dink dit kan nie. Ons is regtig ook die mens. En daarom moet 'n mens nooit dink jy's klaar nie. Dis nie alkoholiste wat altyd alkoholiste is nie. Ons is die mens en ons is dit totdat die Here ons kom haal en totdat ons in die hemel is. En daarom moet ons heeltyd sê Prof Willie Jonker, dit soos hoe heiligmaking werk. Dis nie 'n leer wat ek uitklim en ek raak al hoe heiliger nie. Dis 'n terugkeer elke keer 'n besef, want
hoe meer die Here in jou lewe werk, hoe meer besef jy hoe ver jy weg is van wat die Here in jou lewe sou kon doen. En moet jy elke keer weer teruggaan na die kruis toe en sê ek is so dankbaar dat U my nie alleen gelos het en aan myself oorgelewer het. Dat U my oortuig het dat die troon van my lewe is U plek, nie myne nie. En hoe langer 'n mens saam met die Here stap, hoe meer besef jy dat jy het nog nêrens een wat jy op kan roem nie. Nooit nie. Dis altyd terug na Hom. En dan sê Paulus sal hy altyd roem oor hierdie liefde van die een wat vir almal gesterf het. Raak ook ontslaaf van hierdie dinge wat oënskynlik na niks lyk nie. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering, onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Dis nie dat 'n mens hoogheilig moet wees nie. Dis nie raak nie aan nie en smaak nie, ek mag niks proe nie, ek mag nie glimlag nie, ek moet nou net dit reg op die stryd en die narrow moet ek dit hou. Dis nie my inspanning nie. Dis my metgesel. Dis my metgesel. Een van my mooiste stories in Woester by die skool daar Drosduin. Is van ons meisies het soontoe gegaan. Hulle was van die eerstes. En nou sê hulle in daai klasse saam met daai seuns. Dis net seuns. En dit is mos nou maar die manne as hulle tussen mekaar is, dan praat hulle ook soos hulle praat. So die meisies sê hulle het later gewoond geraak aan die tale wat hier om hulle gepraat word. Maar hulle sê vir hulle was die cherry op die koek. As jy by daai skool uitstap en die seuns kry die meisies van die dorp, dan sê hulle staan hulle terug en kyk na hulle vriende en sê wat het met julle gebeur? Hulle taal verander skielik, hulle maniere. Dis wonderlik wat iemand se teenwoordigheid aan jou kan doen. En om heeltyd te weet dat God is hier. Wanneer ek besig is om droog te maak en verkeerde goed te doen, om te besef, Here, waarmee is ek besig? U is hier. So doen dit nie omdat ek daardeur punte gaan verloor of laer af op die leer gaan wees of nou nie meer so hoog geag gaan wees deur die Here soos altyd nie. Ek doen dit omdat die Here hier is. En omdat die Here ook vir ons geroep het om sy mense te wees in die wêreld. En wat 'n skade doen dit aan ander mense as ons as kinders van die Here onrein is. As ons dinge doen wat hulle weet, maar dit hoort mos nie by 'n kind van die Here nie. Moenie vir mekaar lieg nie. Julle het die ou mens in sy gewoontes uitgetrek. Ek het dan vandag weer gekyk na daai vers, want party mense sê ons is besig om dit uit te trek. Dis 'n present continuous tense. Dit is nie. Dis 'n aorustus wat afgesluit is. Ons het dit uitgetrek. Ons het dit uitgetrek. Ons het die ou mens uitgetrek. Ons het die nuwe mens aangetrek. Ons hoef nie bekommerd te wees dat ons so halfpad gered is en dalk nie. Die Here Jesus het alles gedoen wat nodig is om jou te red. En daarom lê dit in die verlede tyd. Jy is 'n nuwe mens in Jesus Christus. Wat Paulus sê is, wees dit dan. Wees dit dan. Waarom sou jy teruggryp na dit wat jy was? Waarom sou die seun wat verlore was en tussen die varke die pele geëet het en met hierdie liefde in sy pa se arms ingehardloop het? Waarom sou hy teruggaan na die varke toe? Waarom sou ooit weer sy vaderhuis wou verlaat of sy pa sou wou teleurstel? By die nuwe mense is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood, besnede of onbesnede, barbaar of sketeer, slaaf of vry persoon nie. Maar Christus is alles en in almal. En as ek nou hier staan as 'n mens wat sê dit het gebeur in my lewe, dan moet ek dit wat daar op die skerm staan baie ernstig opneem. En nou hoor ons hierdie twee jong manne vir ons sê, ons dink hier die kerk neem dit ernstig op nie. Ons dink die kerk bely dat hulle nuwe mense is. En hulle is deel van die kerk, ons praat nou binne die huis. Ons is besig met 'n huisvergadering. Hulle sê vir ons, familie, ons is nie wat ons moet wees nie. Ons luister nie na die een wat ons Here is nie. Die Here sê waar hy sy liefde in my hart uitstort, gebeur daar iets wonderliks met my.
En net soos al die ander goed in my lewe wat voortdurend nog moet bly, meer en meer in my lewe word, is hierdie een daarvan. In my lewe moet dit meer en meer en meer so raak, dat wanneer ek na mense kyk, dat ek vir Christus sien, in alles en in almal. Dis nie dat Christus nou in hierdie hout is, of in daai boom is, of dit nie, maar dit is dat wanneer ek na mense kyk, dat dit wat in my gedagtes en my hart is, dat dit Christus is. Jy is deur die Here gemaak. Die Here het jou lief. Hy het vir almal gesterf. Hy het vir jou gesterf. Daar's geen verskil tussen die Here se liefde vir my en vir jou nie. En daarom moet daar ook nie vir my 'n verskil wees nie. En ek voel die verskil. Ek kyk na jou en ek wil na jou kyk soos met Christus in jou, maar ek sien 'n klomp ander goed van jou raak. Jy's 'n vrou. Jy's swart. Jy's arm. Jy kom uit 'n ander deel van die land uit. Jy praat 'n ander taal. Ek sien al hierdie goed. Nee. Stop. Christus het vir jou gesterf. Christus is in jou. Ek hoor jy's 'n kind van die Here. Ek hoor jy is ook in 'n gemeente, in 'n kerk. As ons so kan lewe, broers en susters. Die kerk dra nog steeds die ou mens saam, sê hierdie twee. En die ou mens wat toegelaat word om te bly lewe, sê hulle sal uiteindelik die liggaam verdeel. Het die liggaam verdeel. Die Trojaanse perde is nie altyd voor die hand liggend nie. Hulle kom nie met 'n etiket op die kop van ons is die vyand nie. Hulle lyk aanvaarbaar, hulle klink redelik. Hulle stel hulle self voor as wysheid, as tradisie, as mense se voorkeure om vrede te handhaaf, dat ons so gaan werk. Die algemene Trojaanse perde in die Suid-Afrikaanse kerke sê hierdie twee, hulle het 5 wat hulle identifiseer. Die een wat hulle al genoem het, rasisme. Maar hulle sê saam met dit 'n nasionalisme. En ek dink dit kan dalk in van die ander kerke in Suid-Afrika baie groter wees as wat dit in die NG Kerk is. Hierdie hele ding van xenofobia. Om nasionalisties te wees. Hierdie is net Suid-Afrika, Suid-Afrikaners se plek hierdie. En enige vreemdeling wat in ons gemeenskap is. En vir so 'n gelowige om te hoor dat die Here sê nee, selfs wanneer jy na vreemdelinge kyk, dan moet jy kyk deur my bril. Dan moet jy hulle sien as mense vir wie ek gesterf het. So dis nie net rasisme wat oor rasse gaan nie, dit gaan ook oor nasionalisme. Wanneer 'n mens op 'n sekere gedagte in jou kop het, 'n ideologie, 'n manier van dink wat in jou ingedrul is, en jy kyk altyd na die mense om jou deur daai bril, dan hoor ons vir Paulus, vir die Korintiërs skryf, vir die gemeente in Kolosse, dan hoor ons hierdie twee jong manne wat sê, maar hoe kan dit die bril wees van 'n Christen? Ons is dood vir hierdie dinge. Ons het opgestaan tot 'n nuwe lewe. Materialisme. En daar moet ek in die spieël kyk. Dit is deesdae net so maklik. Marita moet 'n sop maak en die ding waarmee sy werk breek. Ek probeer hom regmaak, ek kry hom nie reg. Ek besef ek breek hom nou verder. Ek bestel net daar iets. En die volgende oggend vra sy vir my, hoe het die ding hier gekom? Ek sê vir haar gister betaal, vanoggend afgelewer. Dis so lekker. Dis so lekker om goed te hê. Dit was die ryk jong man se krisis toe Jesus vir hom sê gaan los al die materiële dinge. En dan stap jy pad saam met my. Jy sal alright wees. Dan sê hy, "Joeg Here, ek het baie goed. Ek het baie goed." Maar die oomblik as ek dit sê, dan wys dit vir my tot waar gaan hierdie baie goed my vat? Tot waar gaan my help? Ons maak baie bymekaar en dan gaan ons ouer huis toe, moet ons weer alles in daai kamer inkry. En dan in die kus niks. Stil bly om die vrede te bewaar, om te sê dit is nou so, ons het mense wat baie kras is, wat sekere maniere oor ander mense praat, maar jong, ons bly maar hier liewerste stil vir die vrede. Dis ek daai skuldig. Verbruikerschristenskap. Ons leef in 'n wêreld waar mense sê maar ons moet verskillende, ek het self op 'n manier was dit vir my 'n verligting toe daar ander gemeentes in die dorp kom. Toe besef ek, alles hang nou nie meer van ons af nie. Dat ons die kerk kan wees vir mense wat hierdie spiritualiteit het en daai spiritualiteit en daai nie. Ons het lekker nou baie kerke wat dit aanbied vir mense. Dis eintlik 'n uitkoms, die druk is 'n bietjie ligter op my. Maar wat skep ons in die kerk as ons dit begin doen? As ons vir mense begin sê die kerk is soos 'n winkelsentrum. Ons is 'n groot mall in Piketberg. Hier's 52 winkels waar jy kan gaan. En as een jou nie geval nie, dan gaan kyk jy by die ander een of hulle jou beter produkte kan aanbied.
En wat ons maak met die Here is dat ons nie meer aan die Here dink as die gewer nie, maar ons dink oor wat kry ons? Wat is die gawes? Wat kry ek hier? Ons dink nie meer aan onsself as disippels wat mekaar se voete moet was nie. Ons dink aan waar word voete gewas op die beste manier. Waar kry ek dienste wat vir my regtig iets kan beteken? Op watter app kry ek iets wat vir my verkoop vir die dag? Ons is mekaar se broers en susters. Maar wanneer ons hierdie dinge in ons gemeentes en in ons harte en in ons geloofsgemeenskappe toelaat, wanneer ons toelaat dat rasisme kan gedei, nasionalisme, materialisme, individualisme, stil bly ter wille van die vrede, dan ondermyn ons die boodskap van die Here Jesus Christus. En dan raak die kerk leeg, want mense ervaar nie die Here as hulle kerk toe kom. Hulle ervaar hierdie dinge. Hulle ervaar nie dat hier 'n lewe is wat vanuit die hemel uit in hulle ingeblaas word nie. As rasisme, vooroordeel en skinder of trots gemaklik in die kerkbanke kan leef, is die evangeliese getuienis vergiftig. Die wêreld smaak die dood waar dit lewe behoort te wees. Ons getuienis word ondermyn. Ek het vir Dr. Connie Burger eendag toe praat hy weer by 'n plek en hy het baie beteken vir die NG Kerk en hy het baie geskryf wat vir ons as jonger mense baie beteken het om by hom te leer. En hy het nou die dag toe ek by 'n plek was, het hy gesê die een ding waaroor hy spyt is dat hy nie harder gewerk het aan die eenheid onder gelowiges nie. En dan dink ek, "Sjoe, Dr. Connie, jy het so baie gedoen en so baie bereik in jou lewenstyd." En dan sê hy, dit is waaroor hy spyt is, want as 'n mens so begin lees soos ons vanaand, dan besef jy hoe dit eintlik so in die kern staan van dit wat die Here van ons as gelowiges verwag. In Handelinge 2 word Babel se storie omgekeer. Mense probeer gesig maak vir hulle self, namaak vir hulle self, groots wees in hulle eie oë en hulle bou same toring wat tot in die hemel gaan strek. En dan bring die Here verwarring met tale. En wanneer die Gees uitgestort word in Handelinge 2, dan kom hy verskillende tale, maar almal verstaan dit. Almal het iemand wat hulle taal praat, wat met begrip kom. En dit is wat ons hoor wanneer die Heilige Gees ons kom aanraak as kerk. Wanneer ons taal en kultuur of gemak as verskonings vir verdeeldheid gebruik, sê hierdie twee jong manne, is ons nie getrou aan ons erfenis nie. Die verskillende tale in Jerusalem het nie die Heilige Gees gekeer nie. Dit was nie 'n situasie dat hy gesê het, almal moet eers Hebreëus praat, dan sal hy met hulle praat nie. Die Here gaan boor daai skeidsmuur. Hy praat met elkeen in sy eie taal. En dis een van ons uitdagings, die tale. Dis een van die grootste uitdagings van die VG Kerk vandag. Om vergaderings te hou in Engels, vir mense wat van Piketberg afkom, van die VG Kerk, na 'n vergadering toe van die kerk. Dan moet jy Engels praat, want party praat Xhosa en Zulu en Tswana en Afrikaans, en dan praat ons maar uit. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. En daarmee weerstand. Maar as ons dit doen, dan weerstaan ons die Gees se werk. Dan bou ons weer op wat in Babel opgebou is. Breek ons dit wat die Here gebou het af. Dis die tyd dat die oordeel begin. En dit begin by die huishouding van God, sê Petrus vir ons. En dit is wat Kolossense Paulus vir ons sê. Maak daardie deel van julle wat aan die aarde gerig is dood. Raak ook julle van hierdie dinge ontslae wat ons gehoor het. Die ou mens is uitgetrek, die nuwe mens is aangetrek. Julle word al meer en meer, kom julle tot volle kennis en word julle na die beeld van God vernuwe. Erken die Here Jesus Christus is in alles en in almal. Ek gaan daar is 'n paar opmerkings oor die kerk wat hard is op die buitewêreld. Ons veroordeel mense se sonde rondom ons, maar ons is sag op ons eie versuim, terwyl Jesus het juis die binnekring, die hardste aangespreek, terwyl hy sag was op die mense wat daar buite is. Ek gaan maar so aanbeweeg, want ek wil kom by hierdie skyfies van Mikael en Pumlani. Hulle maak hierdie 3 opmerkings en sê, rasisme sal nooit in die samelewing genees kan word, as dit nie in die kerk gehanteer word nie, as ons dit nie ontwrig in die kerk nie, as dit in die kerk in die lewe bly. Ons kan nie soute lig wees, as ons so verdeeld is, soos die wêreld nie. Ons kan nie ambassadeurs van versoening wees, as ons nie met mekaar versoen is nie. En hier leer ek iets by Dawid. As Nathan vir hom sê, koning, juis die mens, dan sê Dawid, ek is.
En Psalm 52 is 'n pragtige psalm van hoe om voetmoedig voor die Here. En daarom wil ek nie hier weerstand bied nie. Ek wil sê, Here, ek luister. En ek luister as hierdie jong manne met ons praat. Kom ons gebruik die laaste 4 minute om net te luister na hierdie vrae wat hulle vir ons vra. Lees dit op die skerm. Daar sal musiek speel en dan sluit ons ook daarmee af. Amen. Wat geskep is deur die hande, dit was heilig, rein en goed, maar die sonde bring die skande, bring die seer in ons gemoed.
ons verlore. Heilige God, herskep ons lewe en laat groei die goeie saad. Maak ons heilig in ons strewe, in gedagte, woord en daad. Ons wil ons danklied bring in 'n lof vir Jesus sing. Laat die Gees ons lei, o Here, om te lewe die Here. O dat alle mense tale, alle engele sang, o Heer, saam reis deur die hemelsale, ingehepeld tot U Heer, en mag staan ons voor U troon, waar ons ironie betoon. Sing ons met die engele Here, heilig, heilig, heilig Here. Vang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.